Dankie net, dit is so Dankie, kan Here. fellowship, dat ons so kan by mekaar kom en die teenwoordigheid en dat ons met vrymoedigheid voor die genade troon kan kom en Here Heilige Gees wat U hier by ons is, met ons en om ons en in ons. Dat ons net nooit alleen is nie. En U kom lei ons in die waarheid en U kom leer ons. Wat is die weg? Want Jesus, U is die weg en die waarheid en die lewe. En dis die weg wat ons nodig het in hierdie wêreld. Kan ons nie hierdie weg leer nie, is net U, Heer. Heer, ons vra, ek vra dat U net ons oor nog meer sal verhelder, soos wat ons nou gesing het, open my eyes, Lord. Heer, kom verhelder ons oor, dat ons U sal sien, Heer. Kom maak oop ons geestesoore nog meer, Heer, dat ons U sal hoor. Dat ons fyn ingestel sal wees vir U, Here Heilige Gees. Here, dat ons bereid sal wees om die eie ek af te lê, elke dag. En dat ons ten volle vir U sal lewe. Ons hart en ons siel en ons liggaam, dat ons dit vir U sal gee. Omdat U dit gekoop het met 'n duur prys. Dat ons dit vrywillig vir U sal gee. Ons bid dit so in Jesus Christus naam. Amen en amen. Ons gaan so lees 'n bietjie in Timoteus. En dan so een skriffie, Jakobus. Eerste brief van Timoteus, hoofstuk 1, 15. En hy sê vir Timoteus, hy sê, dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het, om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Engels sê hy, I was the worst of sinners, né? En dan sê hy, vers 16, maar daarom is aan my barmhartigheid bewys, dat Jesus Christus in my, as die vernaamste, al sy lankmoedigheid sou betoon, om 'n voorbeeld te wees vir die wat in hom sal glo, tot die ewige lewe. So daarom het ek genade ontvang, ek en jy, het genade ontvang. Die woord sê ook altyd, ons moet nie meer van onsself dink as wat ons behoort te nie. En 'n sondaar is sondaar, en ons was almal rooi soos skarlate, né? Besmet met die sonde, gevlek met die sonde. Maar Jesus het ons in sy genade kom red. En hoekom het ek genade ontvang, sodat hy deur my 'n voorbeeld kan wees vir al die ander, né? Na vers 17. En dan verheerlik hy die Here, hy sê, en aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleen wyse God, kom tot die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Onthou daai onsienlike, as van nou daar kom. Maar vers 18 sê, hierdie boodskap vertrou ek aan jou toe, my kind, Timoteus, ooreenkomstig die profesie wat vroeër aangaande jou uitgespreek het, sodat jy daardeur die goeie stryd kan stryd. Ander vertaling sê, hou vas aan die profetiese woord wat vroeër oor jou gespreek is, sodat jy kan volhard in die goeie geveg, die goeie stryd wat moet geveg word. En toe dink ek by myself, ek moet die vraag vra, wat is die profetiese woord wat oor my uitgegaan en oor jou, en oor jou, en oor jou. Nou, hier is nie 'n voortrekker van mense nie. Daar is profetiese woord wat oor ons uitgegaan het. En Paulus sê dat deur die loop van ons lewe, wanneer jy pad met die Here loop, gaan daar profetiese woord oor jou uitgaan, oor jou lewe. Dit is hoe hy werk, hier staan dit. Die Here sal 'n geestelike leier of 'n geestelike persoon op jou pad sit. In hierdie geval was Paulus nou Timoteus se geestelike vader, né? Nie almal het 'n geestelike vader nie, maar jy kan 'n mentor hê, jy sal 'n geestelike leier. Vir elke mens is daar iemand wat die Here in plek sit om hom te bedien, of haar te bedien. So ek wil hê dat ons vandag miskien 'n bietjie daaroor gaan nadink as ons hier klaar is. Wat is die profetiese woord wat al oor jou lewe gerelease is? My pastoor het my altyd geleer dat wanneer daar profetiese woord gerelease is oor my lewe, wanneer iemand vir my 'n profetiese woord gee, selfs partykeer laat die Here 'n visie in jou eie lewe kom, oor iets wat nog gaan gebeur, vir wat op jou lewenspad is.
En hy het my geleer, my pastoor, om dit te gaan skryf. Dan skryf ek nie. En jy sien, hierdie goed het ons nodig wanneer ons die goeie stryd stry en dinge begin skeefloop, dan raak goed vervaag. Ja. Jy weet, daar was gesê, jy gaan goed vir die Here doen, of jy gaan in hierdie bediening staan, of jy gaan, en dan 10 jaar in die ry aftans, daai vervaagde memory. Ons staan in die ding is, wat sê hy vir hom? Hy sê vir hom, hy sê, hierdie boodskap vertrou ek aan jou toe. Hy sê, in die ander vertaling sê hy dit, hierdie is 'n kosbare ding wat jy aan moet vashou, né? Sê hy, my kind Timoteus, ooreenkomstig die profeseë wat vroeër aangaande jou uitgespreek is, sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry. So hy sê, hou vas aan daai profeseë. Jy sien, wanneer omstandighede verander in ons lewens, wanneer dinge op 'n plek kom waar ek voel, maar dit loop nie meer soos wat ek wou gehad het moet loop, dan kan ek in die profesie vashou. Maar die Here het gesê, sien, geen onmoeilike omstandighede met die hoor nie. Die Here het gesê, so ek staan vas nie op die omstandighede, maar op wat Amen. oor my gespreek was. Wat het die Here in my hart gespreek? Kyk, natuurlik met 'n profesie, baie keer kry mens profesieë en die Here het dit nie vir jou bevestig nie. Ek glo die Here bevestig gewoonlik 'n profesie voor die tyd, baie keer na die tyd ook. Gaan nou nie 'n reël maak nie. Maar wanneer die profetiese woord oor jou lewe uitgaan, het sal jy in jou hart weet, yes, dis wat die Here Was sê. reeds daar, Ja. 10 dingen gaan hy al voorberei het, en dan kom bevestig hy dit net. Gewoon, partykeer kom hy na die tyd. Partykeer sê hy iets heeltemal vreemds wat jy nooit in jou wildste drome sou glo nie, en dan bevestig hy dit na die tyd, dan staan dit in jou hart op en sê, yes, want dit is wat die Here vir my. Maar dit is goed dat ons gaan vashou op ons lewenspad, sodat ons kan uitleef dit wat hy het. En dan sê hy verder hierso, hy sê in vers 19, en ons moet en aan die geloof en aan die goeie gewete vashou. Sommige het dit van hulle weggestoot en aan die geloofsgebreek gelei. Vers 15. Praat hy nou met Timoteus, hy sê, here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Hy sê, hierdie is vertrouenswaardig, so aanvaar dit ten volle. Hy sê, Christ Jesus came into the world to save sinners, of who I am the worst. But for that reason I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display his immense patience as an example for those who would believe in him and receive eternal life. Now say, now the King, eternal, immortal, invisible, the only God, the honor and glory forever and ever. Amen. Now say, Timothy, my son, I am giving you this command, in keeping with the prophecies once made about you, so that by recalling them, you may fight the battle well. So jy moet hulle onthou, né? Sodat jy hierdie geveg kan veg, die goeie geveg. En dan sê hy 19, hy sê baie mooi, hy sê, holding on to faith, vas aan geloof, and a good conscience, which some have rejected and so have suffered shipwreck with regard to faith. So wat sê hy? Hou vas aan geloof en 'n goeie gewete. Hy sê, en party het die goeie gewete onderdruk, en dit het gelei dat die geloofsgebrek was. Sien jy nou, hoe verongelukke mens jou geloof? Jy sien, gewete, 'n goeie gewete, conscience, is 'n baie belangrike ding, en die Here het ons 'n mate van gewete vir alle mense gegee. Hy het dit in ons kom inweef, toe hy ons aan mekaar geweef het. En mensdom met gewete, nog voor jy die Here dien. Ek meen, jy weet as jy droog maak. Ja. Jy weet, jy moet nie ander mense seer maak of te nakom. Jy weet meeste van die goed of jy nou die Here dien of nie dien. Wanneer ons Here Heilige Gees, en dis nou Peer se weergawe, né? Wanneer ons Here Heilige Gees aangeneem het, dan word hierdie gewete dan lewendig, né? En hy kom lei ons in die waarheid. Hy gaan vir ons goed kom wys, dat selfs 'n normale gewete nie sou aangevoel het. Ja. So die gewete word gefine-tune en hy word lewendig saam met hom. Nou, maar wanneer ons die gewete onderdruk, en jy het altyd gesê vir jou maat gesê, sy sê,
as jy aanhou met dieselfde sonde, gaan die Here jou oorgee aan die sonde, né? Wanneer ons gewete aanhou onderdruk, dan as die woord praat van word hy verskroei. Ja. Hy word onsensitief. Hy kan nie meer die onderskeid tref tussen reg en verkeerd. Ja. So hy sê, hou vas aan die geloof en 'n goeie gewete. Hoe hou jy vas aan 'n goeie gewete? Ja. Wanneer hy jou vir jou sê, Peer, jy droog gemaak is of maak dit reg. Moenie net Moet luister. Luister vir jou gewete, want as jy aanhou hom nie luister nie. Wanneer hy ryp word, luister mooi, wanneer hy ryp word, dan lei die geloofskipbreek. OK, nou as die geloofskipbreek gelei, wat gebeur? Geloof is om te glo in dit wat jy nie sien nie. Dit reg. Ja. Juist dit wat jy nie sien nie, dit is wat ons dis geloof. Ja. Kom ons gaan net daai paar verse terug, waar hy sê, aan die koning van die eeu, die onverderflike, onsienlike, alleen wyse, enigste God. Maar hy is nie sien, hy is onsigbaar. Jy sien nou, onderdruk jou gewete, geloof lei skipbreek, hoe glo ek in iets wat ek nie sien? Sien nie hoe vat hy jou weg van die Here af? So. Dis 'n domino. Hy sê onduidelik hierso. Hy sê hulle geloof het skipbreek gelei, omdat hulle goeie gewete onderdruk het. Ek wil gou vir julle skrifgie lees. Sien hoe mooi is die woord, hy gee ons al die gereedskap. Hy sê, hou vas aan die geloof, en moenie die gewete onderdruk nie. In Jakobus hierso 1, vers 14 praat hy oor sonde. En dis kom ek altyd sê, ons is, mense het my al verkwalik, ons is eie hoogste enemy. Ja. Ongelukkig, dis kom hier, ons hierdie goed kom wys. Hulle gee Satan heeltemal te veel eer. Dis ons is ons eie hoogste enemy, en dis hoekom ek dit sê. Jakobus 1 vers 14, hy sê, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Ja. Jy sê nou, kom ons gaan nou 'n bietjie terug, want ons was by goeie gewete. Hier is begeerlikheid, ons het almal begeerlikhede, ons het goed wat ons wil doen, en goed wat jy wil hê, en goed wat jy oordink, en daar's goeie goed, en daar's slegte goed. Die slegte goed, die slegte begeerlikhede, is nie in lyn met die woord van God, is nie in lyn met die wil van God nie. Nou wat gebeur is, wanneer ons die begeerlikhede in ons vat, en ons entertain hom, ek sê altyd, ons gee hom airtime. Daar's niks fout met begeerlikhede, maar wanneer jou begeerlikheid verkeerd is, die eerste ding wat gaan opstaan is jou gewete, sê, en onthou nou, die Heilige Gees is nou ook betrokke, hy gaan sê, hierdie ene is nie van die Here af, hierdie begeerlikheid nie. En dan, as jy dan besluit om gewete te sê, hoor, sit jy in die hoek, ek gaan dink aan hierdie ene, ek gaan speel met hom, ek gaan hom entertain, ek gaan hom airtime gee, dan sê hy, elkeen word versoek, as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep word. Jo. Hy kry airtime, nee, sien jy begin nou met hom speel, die Engels praat van enticed by daai begeerte, so hy begin jy sê, ok, kom, jy vertroetel hom, en hoe meer jy hom vertroetel, hoe meer begin hy jou nou trek, en jy het hom airtime gee, so jy bekragtig hom, en dan word jy, en verlok word, en dan 15, ok, verlok word beteken jy word nou weggetrek, van jou gewete af, van wat die Heilige Gees vir jou sê, hier is die pad, so jy gaan op die pad, en al begin jy nou weggaan, nou hierdie twee paaie loop uit mekaar uit, hy kan nie, dis nie die sê, hy gaan nie, hierdie ene gaan ander plek toe, hierdie ene gaan ander plek toe, jy kan nie dink, jy gaan na daai plek toe as jy daai pad vat nie, so hy vat jou af van daai pad af, daai begeerlikheid, as jy hom entertain, dan sê hy 15, daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, so hy word ryp, 'n begeerlikheid is eers soos 'n babietjie, as hy hier kom, dan kom die Heilige Gees en sê, moenie hom vat nie, dan onderdruk jy gewete, ek vat hom, hy word volwasse, hy word tiener,
Sure. Hy verlok jy, hy verlei jou. Dan sê hy, op 'n stadium word hy volwasse. Ek gaan nou maar beeldspraak gebruik soos ek dit sien. Daarna as die begeerlikheid ontvang het, as hy volwasse geword het, wanneer die gewete verskroei is, nou is daar nie, jy kan nie eens meer daai gewete hoor nie. Right? Baar dit sonde, dan manifesteer hy. Sien jy? En wat gebeur dan? Daai geloof hardloop op die rotse, hy is te pletter. Dinge gaan haywire in jou lewe, want jy het hierdie deure wyd oopgegooi vir die vyand om in jou huis in te kom. Hy begin roof, steel en verwoes. Jy begin sê, maar waar is God? As daar dan 'n God is, hoe gaan dit so? Nou, dis die eerste reaksie wat mense doen. Hoe, as God dan 'n goeie God is, hoekom laat hy hierdie toe? Maar jy het die deure oopgemaak vir die vyand. Nou, en hy het ingekom, kom steel, slag en verwoes. En jy sê, maar dan glo ek nie meer nie. En glo vir my, ek het met mense gepraat, wat lank 'n pad met die Here geloop het. Jare onder die woord gesit het. Sê maar, hoe kan daar 'n God wees? Want sy geloof het skipbreek gelei. Ek meen, as jy nie geloof het nie, hoe kan jy glo in dit wat jy nie sien? Dan gaan jy begin vra, soos waar is God? En is daar 'n God? En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voor. So die uiteinde, die loon van die sonde, is die dood. Okay, so en dan sê hy 16, moenie dwaal nie, my geliefde broers. Moenie van die pad afgaan nie. En dis miskien 'n harde boodskap aan die een kant, aan die ander kant, wanneer jy sien, die Here vat ons nooit aan die ore en sleep ons kamer toe, gee ons 'n pak en sê sit hier. Jou keuse. Daar's 'n pad, daar's 'n weg. Daar's 'n weg, daar's 'n weg. Maar daar's 'n stem wat vir jou sê jy's verkeerde kant toe. En daai stem moet nie onderdruk word. Moenie deur in sy gesig toeklap nie. Want een of ander tyd gaan hy ophou praat. Verstaan? En as jy aandring om op daai weg te gaan, dan sal jy op die destination kom. Jy kan nie die pad vat en nie op die destination beland. En die woord kom en hy kom beskryf ons mooi daar. En kom ons gaan nou terug. Hy sê, vas aan die geloof en 'n goeie gewete. Goeie gewete is wanneer jy agslaan as hy praat. Slegte gewete is wanneer jy nie vir hom luister. En as jy ander nie vir hom luister nie, sal hy ophou praat. Amen. Dan gaan die Here jou oorgee daar. Ek dink is ergens een van die profete wat hy praat van, jy sal 'n stem agter jou hoor wat vir jou sê, hier is die weg. Jesaja 30, ja. En dan daar weer gesê van, skryf dit neer, Habakuk 2 vers 2 en 3. Die Afrikaanse Bybel sê net, die Here het vir my gesê, skryf wat ek aan jou gaan openbaar, duidelik op kleitablette, sodat mense dit sommer in die verbygaan kan lees. Die openbaring geld vir 'n bepaalde tyd, dit sal gou kom, want dit kom beslis. Jy moet net geduldig bly wag, as dit nie gou kom nie, want dit kom beslis. Dit sal nie uitbly nie. Now the Lord replied, write down the revelation and make it plain on tablets so that a herald may run with it. As dat 'n boodskap. As jy wil hê dat dit wat die Here gespreek het oor jou lewe moet hardloop, dan spreek jy dit hard. Soos 'n gedagte kom van, maar hier alles loop skeef. Dit lyk my nie en dit was wensdinkerry daai. Dan sê jy nee, die Here het gesê. Yes. Dit is wat hy oor my lewe gespreek het. Dan moet die herald, dis die boodskapper met dit hardloop, want daai woord kan nie leeg terugkom nie. Amen. For the revelations await an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. So die Here het gesê, hou wag vir sy woord, so as dit uitgaan, maar dit doen waarvoor dit gestuur is. Amen. So daai profesie, Ja, die goed wat oor my lewe speel is so belangrik. skryf hom neer. Ons moet dit neerskryf en jy kan dit maar gereeld gaan spreek. En ek meen dit gaan in jou hart val. En ek hou so van Engels wat sê, thus saith the Lord. Here, die Here het gesê. Die Here het gesê. Amen. En dan spreek ek dit, of dit nou so voel en of dit lyk of dit nooit sal gebeur, dit maak nie vir my saak nie. Yes. Wat het hy gesê? Dit maak saak.